Oor die algemeen is my doel om inligting uit die mediese wêreld so verstaanbaar as moontlik aan te bied. Maar vandag se onderwerp is werklik vir my ook besonder interessant en ek wil graag vir jou aanmoedig om tot die einde te kyk. Ek moet egter waarsku dat party van die dele maar half grillerig en selfs 'n bietjie ontstellend kan wees en sensitiewe mense en kinders moet dalk maar vermy totdat ouers dit deurgekyk het. Die onderwerp is microbiome. Nou wat is 'n microbiome? 'n Microbiome verwys na al die organismes, die micro-organismes wat op en in ons woon. En dit is interessant dat daar triljoene van hierdie sogenaamde goeie kieme op ons leef. En dit is ook interessant dat hulle aansienlik meer is as die slegte kieme, maar ook meer as ons eie liggaamselle. So hier kom 'n interessante een. Dit is interessant dat hierdie microbiome redelik uniek is aan mense, trouwens so uniek waarskynlik soos jou vingerafdrukke. En as 'n mens dink dat daar, soos ek gesê het, triljoene van hierdie kieme op 'n mens woon en duisende verskillende kieme, so 'n mens kan dink dat die kombinasie wat elke mens in hom ronddra baie uniek is. Nou wat is die doel van hierdie microbiome? Die wetenskap daaroor vorder deesdae byna daagliks. Maar wat wel baie duidelik is dat ons hoegenaamd nie sonder hierdie goeie kieme kan leef nie. Hulle het uit te waai met die fisiese verdediging teen slegte kieme, bloot omdat daar so baie van hulle is en hulle dan die spasie beset. Hulle het ook baie uit te waai met ons immuunsisteme, hulle stimuleer en versterk ons immuunsisteme en dan het hulle selfs direkte kommunikasie met die brein. Dit gebeur via die sogenaamde vagus senuwee, maar 'n mens moet ook besef dat daar geweldig baie metaboliete of uitskeidings van hierdie kieme is, soos byvoorbeeld serotonien. Daar is mense wat sê dat tot 80% van die serotonien in ons liggame word deur hierdie selle in ons darmkanale vervaardig. Kom ons kyk net vir 'n oomblik waar hierdie sogenaamde goeie kieme oral voorkom. Hulle kom voor in ons neuse, ons monde, op ons hande, op ons velle. Hulle word deur ons hele spysverteringskanaal van bo tot onder gevind. Hulle word in ons longe en ons lugweë gevind, op ons voete, onder ons naels. Die hele wêreld wemel letterlik van hierdie goeie kieme. Ons moet maar daarop let dat die samestelling geskied na aanleiding van wat ons eet, ons ouderdom, watter siektes ons aanlei en tot 'n mate ook van ons genetika af. Nou waar kom hierdie kieme vandaan? Waar kom hierdie goeie kieme vandaan? Wetenskaplikes is dit eens dat die eerste blootstelling aan hierdie kieme of hierdie microbiome geskied tydens babas se natuurlike geboorte veral. Met ander woorde, hierdie babas wat steriel in die baarmoeder gewoon het, nou blootgestel word aan die organismes in die moeder se geboortekanaal. En dan kan 'n mens wonder, maar wat gebeur dan met keisersnitbabas? En dit is duidelik dat keisersnitbabas se microbiome heel wat verskil en 'n hele rukkie vat om te normaliseer. Soveel so dat party hospitale dan selfs na 'n keisersnitbaba gebore is, van die ma se geboortekanaal 'n smeer neem en dit op die baba se gesig aanwend of smeer, sodat hulle dan ook van hierdie organismes, hierdie goeie organismes of hierdie microbiome aan blootgestel word. Dit is duidelik dat kinders wat met keisersnit gebore is, heel wat meer probleme het met byvoorbeeld asma of allergieë en immuunprobleme en daar is selfs mense wat sê aan sekere kankers meer blootgestel is in hulle later jare. Moontlik omdat hulle langer vat om 'n ordentlike microbiome op te bou en 'n ander tipe microbiome as normale geboortebabas. Dit is op hierdie stadium miskien net die moeite werd om weer te noem dat borsmelk ook aansienlike gesondheidsvoordele het. Dit bevat byvoorbeeld suikers wat nie in koeimelk voorkom nie en wat spesifiek hierdie micro-organismes in die baba se darmkanaal voed. En dit het verskeie voordele wat 'n mens dalk later weer kan bespreek. Wat gebeur dan later in 'n mens se lewe? Nou ja, hierdie kieme kom voor in grond, op diere, op ander mense, op allerlei oppervlaktes waarin ons raak en ons kan aanneem dat dit nou nie vinnig nie, maar wel verander na aanleiding van hoe 'n kind groot word. En dit is trouwens bewys dat kinders wat in stede groot word en selde blootgestel word aan die buitelug, totaal ander microbiome het as kinders wat op plase of in oop erwe groot word en veral waar hulle aan diere blootstelling het.
Hierdie kinders het dan ook minder voorkoms van asma, suikersiekte ensovoorts as wat die stadskinders het. Nou is dit belangrik om te dink dat as ons van jou praat, dan praat ons nie net van jou eie selle nie, maar ons praat ook van jou boerdery met hierdie mikroorganismes, en dat wanneer jy eet, voer jy nie net jouself nie, maar jy voed ook hierdie mikroorganismes. En hulle het 'n geweldige rol te speel in verskeie aspekte van immuniteit en van gesondheid. Hulle verander egter na aanleiding van jou dieet. Met ander woorde, as jy baie suikers inneem, gaan die kieme wat graag suiker gebruik in hulle metabolisme met tyd dan vermeerder en naderhand miskien 'n oormaat vorm, en gaan dit vir jou moeilik wees om te verander na ander dieete, omdat hierdie kieme dan syne chemikalieë na die brein stuur om jou lus te maak vir suikers. En dieselfde geld as jy gewoond is aan baie vet te eet, dan gaan die kieme wat vette verteer gaandeweg oorheers en sal hulle aan die brein dan syne stuur wat sê ons wil eintlik graag 'n vetterige maaltyd hê. Maar kommunikasie vanaf jou darm mikroorganismes gaan oor meer as net waarvoor jy lus word. Daar is baie interessante navorsing waar steriele muise verdeel is in 2 groepe en dan van 2 verskillende mense hierdie sogenaamde kieme ontvang, of voorbeelde van hulle darmbevolkings, naamlik in hierdie geval van oorgewig mense en maar mense. En as hierdie muise dan presies dieselfde dieet gevoer word, dan word die muise wat van die oorgewig mense se mikrobiome ontvang het, ook oorgewig. En die wat van die maar mense se mikrobiome ontvang het, die bly maar. Maar daar's ander eksperimente wat net so interessant is. In gevalle waar mense baie erge depressie het, en waar hulle nie reageer op ander medisyne nie, het wetenskaplikes al vagusstimulasie. Ons het nou nog van die vagus senuwee gepraat, en het hulle dan 'n elektrode in die borskaste van hierdie mense ingeplant, en hierdie vagus senuwee gestimuleer, en gevind dat die mense se depressie verbeter al gaande. Maar toe het hulle ook gevind dat een van die neeweffekte van hierdie ding is dat die darmkanale van hierdie depressieleiers stabiliseer. Met ander woorde, waar hulle van tevore 'n darmkanaal gehad het wat organismes en chemikalieë maklik deurgelaat het, stabiliseer dit nou. En toe het hulle verder toetse gedoen deur die mikrobiome van hierdie mense te verbeter, onder andere deur dinge soos hulle mediterrane dieet te laat volg, en dan gevind, selfs sonder hierdie elektriese stimulasie, verbeter hierdie mense se depressie gaandeweg. Daar is ook ander goeders soos rooiwyn en sjokolade wat sekere goeders bevat. Daar is groen tee en 'n hele paar ander goed wat in sekere gevalle met eksperimente dan veroorsaak het dat hierdie mense se depressie verbeter, sluit ook goed soos vitamines en minerale in. Die wetenskaplikes het toe ook nog 'n interessante eksperiment gedoen deur van depressiewe mense van hulle darmorganismes te vat en dan oor te plant op steriele muise, en warempel na 30 of so dae het hierdie muise dan tekens van angstigheid begin toon. 'n Ander interessante proef is dat hulle die kiem E. coli ingeplant het op steriele muise, en toe gevind dat na 2 maande toon hierdie muise dan veranderinge wat baie lyk soos Parkinson se siekte by mense. Kom ons gesels nou 'n bietjie oor praktiese toepassings. In 1958 in die VSA was daar 'n dokter wat gesukkel het met pasiënte, 'n hele paar pasiënte met baie ernstige colitis. Dit is ontsteking van die groot darm. Hierdie mense het hulle alles mee probeer, medisyne, hulle het antibiotika probeer, allerlei toetse en agtergekom dat die enigste ding wat by almal van hulle voorkom is 'n kiem wat hulle afkort met die naam C. diff. Dit is die afkorting vir Clostridium difficile. Hierdie organisme het hulle agtergekom veroorsaak erge diarree, bloederige diarree, kroniese maagpyn, en hulle kon hierdie mense op geen manier gesond kry nie. Nadat dit nou maande aangehou het en hierdie dokter baie gefrustreerd was, het hy ten einde laaste, omdat hierdie mense amper letterlik op hulle laaste was, besluit om die stoelgang van 'n gesonde persoon te vat, dit te meng met soutwater en dit per enema of dan darmspoeling eers aan een siek mens toegedien, agtergekom dat dit binne 48 uur hierdie persoon gesond gemaak het. En toe op 'n hele paar ander colitis pasiënte oorgeplant het, en in meer as 90% van gevalle het hierdie mense baie vinnig gesond geword en gesond gebly. Die ander maniere, naamlik met baie sterk antibiotika, het probleme,
omdat dit al die kieme goed en sleg in die darmkanale van hierdie pasiënte doodgemaak het. Sukses was nie gewaarborg nie, baie dikwels omdat hierdie kiembevolking dan weg was, het dieselfde slegte kieme weer die pasiënt geïnfekteer en het hy weer met dieselfde probleem gesit. Hierdie fekale microbiome oorplantings was by verre die mees suksesvolle van al hierdie behandelings. Nou, dit is interessant dat die ding ontwikkel het tot die mate dat daar in Amerika nou stoelgangbanke is, wat amper soos 'n bloedbank werk, behalwe dat dit nie familie hoef te wees of daar 'n spesifieke bloedgroep hoef te wees nie. Dit moet net stoelgang van 'n normale, goeie, gesonde pasiënt wees, maar ons kan daarom ook net getuig dat die mense baie goeie toetsing doen vir allerlei infeksies en dat hulle dan seker maak dat jy nie infeksies kry wat nie vir jou goed is nie. Het is interessant dat hierdie donors kry $40 tot $50 per stoelgangmonster wat hulle verskaf en nou ja, daar is selfs mense wat 'n voltydse beroep daarvan maak. Hulle sê van al die aansoekers is daar net omtrent 4% wat slaag en wat dan uiteindelik donors word en wie se monsters dan in 'n stoelgangbank gebêre word totdat dit gebruik word. Nou sal 'n mens dink man, maar dis daarom nie 'n lekker onderwerp nie, maar as 'n mens dink dat hierdie C. diff kiem hele klompie duisend mense per jaar doodmaak in Amerika, dan kan mens verstaan, as jy daar op jou bed lê en jy het niks anderster wat jou meer kan red nie, dan sal jy versekerlik maklik instem tot so 'n oorplanting. Die regulering in die VSA is byvoorbeeld ook baie streng hieroor, toe die sogenaamde FDA naderhand agterkom dat hierdie goeie siekte kan voorkom en kan behandel, het hulle dit as 'n geneesmiddel geklassifiseer en word dit nou gereguleer. En die enigste indikasie waarvoor dit in die VSA gebruik mag word, is infeksie met hierdie C. diff en enige ander aanduiding mag jy dit nie voorgebruik nie. Maar die Chinese het eeue voor dit en baie mense in Amerika nou nog besluit om self ook in gevalle waar dit nodig is, hulle self te behandel en waar daar selfs mense is wat dit per mond gebruik nadat dit met soutwater verdun is. Hulle plaas dit dan met 'n maagbuis in of sluk dit op 'n ander manier in en hulle vind dat dit vir baie aanduidings aansienlike verbetering bring. Interessantheidshalwe, waar hospitale hierdie fekale microbiome oorplantings doen hulle dit deesdae via kolonoskopie. Met ander woorde, hulle kan tot ver in die verste punt of die hoogste punt sal ek nou maar sê van die groot darm bykom en dit is die ideale plek om dan hierdie monster te plaas en hierdie pasiënte te help. Nou ja, hoe baat al hierdie kennis my? In die eerste plek moet 'n mens kennis neem daarvan dat natuurlike geboorte en ook borsmelk aansienlike voordele het waar dit prakties moontlik is. En in die tweede plek moet ons besef dat daar 'n verband is tussen jou microbiome, al hierdie kieme wat in en op jou leef, met siektes soos Parkinsons, autisme, suikersiekte, depressie en 'n hele klompie ander siektes wat hiermee geassosieer word en die wetenskap sal waarskynlik vir ons oor die volgende klomp jare baie interessante goed uitwys. Hoe kan ek my microbiome beïnvloed? Dieet is waarskynlik die heel belangrikste en ek het reeds genoem dat die eksperimente met die mediterrane dieet aansienlike verbetering bring. Daar is ook mense wat kyk na die carnivore dieet, met ander woorde 'n dieet wat net vleis en water gebruik en geen ander stysels nie, wat vind dat darmflora aansienlik verbeter en ook hulle groot darm simptome aansienlik verbeter. Derdens het dit aansienlik voordele as jy jou kinders grootmaak waar hulle kontak het met grond en met diere. Het natuurlik nadele ook in terme van parasiete en so aan, maar oor die algemeen is dit versekerlik voordelig om jou kind bloot te stel aan grond, die organismes in grond, aan plante en aan die buitelewe. Verder is dit belangrik om 'n groot verskeidenheid van hierdie mikroorganismes in jou darmes te hê en een van die maniere is om aan soveel as moontlik plante blootgestel te word in jou dieet. Daar is selfs een wetenskaplike wat moeite doen om elke dag 30 verskillende groentes saam te versap en te gebruik. Hy doen dit so 1 keer 'n week en dan berei hy dit in die yskas en hy neem hierdie mengsel van 30 groente met natuurlik hulle kieme in op 'n daglikse basis en hy glo dit doen hom baie goed. Laastens is daar 'n baie belangrike faktor. Jy moet skoon leef, maar jy moet nie jou omgewing probeer steriliseer nie. Daar is soveel maniere waarop 'n mens dit kan doen met antiseptiese seep en antiseptiese shampoos en antiseptiese gesigwaste en 1000 verskillende spuitmiddels en sepe waarmee jy oppervlaktes in jou huis skoonmaak en steriliseer. Dit is belangrik om skoon te lewe,
maar nie steriel nie.